Goeiemôre broers en susters. Namens die kerkraad, die volgende afkondigings. Kollekte vandag is vir barmhartigheid. En verjaarsdae, Dinsdag Julie Kotse en Donderdag Corrie van der Walt. En dan volgende Sondag DV vier ons nagmaal. Kom ons sing vooraf Skrifverryning 20:1 vers 1, 3 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. Ons lofpsalm is Psalm 68, vers 9 en 13.
Ons luister nou saam na die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons saam met die kerk oor al die eeue lei. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Sing nou skrifterrein in 12-3, vers 1 en 2. Luister nou na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Daarna sing ons Psalm 86, vers 1. Daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slaverny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelde maak van wat in die hemel daarbo, op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag
want die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Here almagtige, groot, ware en wonderlike God, ons dankie vir die groot voorreg dat ons as swak, nietige sondaars voor U kan kom buig en U mag gaan bid. U weet dat U ons nie net hoor nie, maar dat U ag gee op ons gebede, swak en klein en nietig, soos dat ons is. Here, wanneer ons na U toe kom, dan besef ons dat ons leeg, net met ons sondelas, voor U verskyn. Daar is niks wat ons U kan bied nie. Daarom kom pleit ons by U, o Koning. Dat U, deur U groot, wonderlike genade, ons sal aanhoor. Eer U vir die groot voorreg, dat ons mag saamkom as kerk voor U, te kom bely dat U ons hoof is, dat U ons van altyd af gekies het, dat U ons nooit uit U hand sal laat nie. Pleit dat U ons nooit sal verlaat nie. Koning, ons dankie dat ons mag leef in die verlossing wat deur Jesus Christus bewerkstellig is, wat nooit kan verander nie, omdat dit van altyd af U plan was, U wat soewerein is, U wat deur niemand voorgeskryf word nie. Dis ons innige gebede, o Koning, dat U nou U woord aan ons bekend sal maak, sodat U woord in ons hart sal ingaan, dat dit ons gedagtes
sal hervorm, dat dit ons lewens sal verander, en dat U dit vir ons moontlik sal maak, dat ons U naam sal verheerlik deur ons lewens. Weet dat in ons eie krag ons dit nooit kan doen nie, daarom pleit ons, dat U vir ons sal intree, Jesus, by U Vader, vir ons gebed ook, Koning, sien ons aan in die swakheid, in ons swakheid. Vergewe asseblief ons sonde, maak ons rein deur U seën. Amen. Preek wat ek vir u voorlees vanmôre is van Dominee Koen Vryt van Gemeente Kerk Bellville, en ons skriflesing is uit 1 Petrus 4 vers 1 tot 11. 1 Petrus 4 vers 1 tot 11. Wie gelei het met die sonde afgereken. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het, vir die res van sy aardse bestaan, word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, losbandigheid, jealous, dronkenskap, swelg- en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe, soos God lewe. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, God deur hom in die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Dan, saam met die skriflesing, ook hoofstuk 5, artikel
4 van die Lordse leerreëls wat lees: die mag van God, waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot dat dit nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Tog word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg dat hulle deur hulle eie skuld in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kan afwyk en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid om nie in versoeking gelei te word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur die sondige natuur, die wêreld en Satan tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Droewige geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Die tema van hierdie preek is God hou die gelowige veilig, en tegelykertyd behou die gelowige sy verantwoordelikheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is voorwaar vir gelowiges geruststellend te weet dat die beloftes wat die Here maak altyd waar bly. By die doop het God die Vader al beloof dat hy die doopeling sal versorg met alles wat goed is. Hy sal selfs die kwaad wat in hierdie lewe die doopeling kan tref, van hom weghou of tot sy beswil beskik. Die Here hou self hierdie belofte van hom. So kan elke doopeling ook getuig. Wanneer die Heilige Gees op die bestemde tyd so doopeling dan ook tot bekering en geloof in Jesus Christus bring, hou daardie beloftes van God die Vader nie op nie. Inteendeel, die beloftes word net nog al groter en ryker. Die Here laat nooit die werke van sy hande vaar nie. Met ander woorde, hy word nie moeg en los nooit die werk waarmee hy begin het. En as die Heilige Gees eers die geloof in Jesus Christus in 'n mens opgewek het die gelowige nog meer die versekering dat die Here hom nie gaan loslaat om maar op sy eie krag staande te bly nie. Die Here weet immers hoe broos en swak die gelowige is, want die Here het die gelowige nog nie heeltemal van sy sondige natuur verlos nie. Die waarheid te sê, hy bly dwars deur die gelowige se lewe besig om hom ook heeltemal van sy sondige natuur te verlos. Omdat die gelowige nog vanweë sy sondige natuur swak is, en omdat die aanvalle van die wêreld en die duiwel so aanhoudend en so erg is, sal die Here die gelowige nooit aan sy eie krag oorlaat nie. Daarom bewaar en beskerm die Here die gelowiges kragtig in die holte van sy hand. Ons het die vorige keer uit die evangelie gehoor die Here vir Petrus bewaar het. Jesus het hom gesê dat hy vir hom gebid het, omdat die Satan daarop aangedring het om die disippels soos koring te sif. Jesus het ook aangaande die mense wat sy Vader vir hom gegee het, sê dat hulle so veilig in die hand van die Vader is, dat niemand hulle uit die hand van die Vader kan ruk nie. Hy is immers die volmaakte Vader, wat na sy kinders wil omsien, die almagtige God wat dit kan doen. Die Here se werk aan en in die mens, die bekragtiging en bewaring wat hy doen, ontneem egter nooit die gelowige van sy eie verantwoordelikheid nie. Dit het ons al by artikel 2 van hierdie hoofstuk opgemerk. Aangesien gelowiges nog 'n sondige natuur het en sondes van swakheid doen, moet hulle self aan die heerskappy van die Heilige Gees onderwerp
en hulle self verootmoedig voor God, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem en die sondige natuur in hulle doodmaak deur die gees van gebed en die heilige beoefening van geloofshandelinge. Aan die hand van ons belydenis het elke ware gelowige dus die versekering dat God hom beslis veilig sal bewaar, sodat hy saam met die ander ware gelowiges veilig die ewige koninkryk van God kan ingaan. Na aanleiding van artikel 2 het die ware gelowige boonop ook nog die versekering dat God selfs die oorblywende sonde in hom gaan gebruik om hom nog nader aan hom te trek. Wanneer die ware gelowige immer sy verantwoordelikheid nakom, soos ons bely in artikel 2, bind die Heilige Gees hom nog inniger in Christus in. Broers en susters, kinders, tot dusver het ons met 3 duidelike onderskeie sake te doen. Heel boaan is God se genade, waarmee hy die bekeerde bekragtig en bewaar, sodat niemand, nie eers die bekeerde sy eie sondige geaardheid, hom uit die hand van God kan ruk nie. Daaroor loof en prys ons die Here. Die tweede saak waarmee ons te doen kry, is die verantwoordelikheid wat die bekeerde mens het. Wanneer hy dan sondes van swakheid begaan het, moet hy agter die Heilige Gees aan hom bemoedig oor God, sy toevlug tot die gekruisigde Christus neem, en hoe langer hoe meer die sondige natuur in hom doodmaak. Hy maak sy sondige natuur dood deur die gees van gebed en die heilige beoefening van Godvreesenheid. Die derde saak waarmee ons te doen het, is hierdie sondige natuur wat elkeen van ons nog in ons ronddra. Dat ons hierdie afskuwelike dinge in ons het, is net ons eie skuld, en dit word van die een geslag na die volgende geslag voortgeplant. Uit 'n sondige mens kan daar immers net nog 'n sondige mens voortkom. Hier in artikel 4 kom al 3 hierdie onderskeie sake saam ter sprake. Ons begin, soos dit hoort, met die grootheid van God se genade. Alhoewel my sondige natuur my gehoorsaamheid aan die Here dikwels demp en my met sy sondige begeertes meesleep om sonde te doen, kan die Here se krag nie deur my sondige natuur gekanselleer word nie. Die Here gaan niks in sy pad laat staan om sy besluit oor 'n bekeerde mens uit te voer nie. Hy sal sy bekeerde mens getrou bewaar en hy sal uiteindelik sy bekeerde mens verheerlik met die ewige lewe, die nuwe aarde, saam met hom en sy seun Christus. Nou bely ons verder na artikel 4. Tog word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg dat hulle, deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle, nie van die leiding van die genade sou kon afwyk en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg. Bekeerde mens kan dus in sonde val. In sy wysheid hou God die bekeerde mens nie afgesonder van die wêreld met al sy verleidings nie. Hy sluit gelowiges nie in kloosters toe nie. Jesus het immers nie vir sy Vader gevra om die gelowiges uit die wêreld weg te neem, maar om hulle in die wêreld van die bose te bewaar. Ons weet mos nou al dat God die gelowiges in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur verlos nie. En elkeen van ons weet hoe hardkoppig en eiewys onsself soms kan wees. Al word ons 100 jaar oud, ons bly maar soos eiewyse kinders voor die Here wat dink ons kan self iets doen. Dit is dan soms in hierdie tye dat gelowiges so hardkoppig eiewys is
dat die Here in sy wysheid toelaat, dat die wêreld en Satan, die gelowige, die verleidingspeper. Sommer so deur die loop van die dag, kry 'n gelowige met die een versoeking na die ander te doen. Nou moet 'n mens nie dink dat die Here homself daarin verlekker om te sien sy kind spook en spartel teen die stroom van verleidings nie. Dit is ook nie dat die Here homself daarin verlustig dat sy kind dan weens sy eie swakheid uiteindelik struikel en in die sonde val nie. Aan die een kant, gelowiges altyd onthou dat die Here hulle nie as totale groentjies die geloof aan die verleidings blootstel nie. Hy het immer sy gees en woord aan die gelowiges gegee. Hy het die gelowige in 'n gemeente saam met ander gelowiges gevoeg. Alles is toerusting en voortdurende toerusting wat die Here aan die gelowige gee, sodat hy sterk weerstand teen die verleidings kan bied. Aan die ander kant moet die gelowiges ook onthou hoeveel keer die Here hulle geduldig waarsku oor die sonde. Maar omdat gelowiges soos kinders is, wil hulle nie altyd na die waarskuwings van die Here luister nie. Gelowiges dink ons hy kan self regkom teen die verleidings en hy is sterk genoeg. Die Here hoef nie bekommerd te wees nie. En dit is net daar waar die gelowige dan die groot fout maak. Sy eie wysheid van hom sy kop laat stamp. En soms is dit nodig dat die gelowiges eers sy kop stamp, voordat hy regtig sy ore oopmaak. Ons kan verseker nog baie oor die gelowige sy eie wysheid en uiteindelik sonde nou sê. Ons gaan by die volgende artikels weer iets daaroor sê, maar ons moet eers uitkom by die verantwoordelikheid wat die gelowige het. Met ander woorde, wat bely ons hier en wat leer die Here ons? Die kernvers moet die gelowige doen om nie toe te gee aan sy sondige natuur nie. In ons belydenis sê ons, daarom moet julle voortdurend waak en bid en om nie in versoekings gelei te word nie. Petrus skryf, die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Dit is opmerklik hoeveel keer ons in ons belydenis sê dat ons moet bid. Ons bely dit so baie, want die Here beveel ons so dringend in sy woord om te bid. Wanneer die gelowige dan bid, verheerlik hy God die Vader en die Seun, want hy erken dat hy swak is en geheel en al afhanklik is van God se krag. En kyk maar wanneer 'n mens verlei word, en jy gee so stadig, maar seker toe aan die verleidings, dan is 'n mens se gebedslewe ook maar so effentjies. Dit is nie dat 'n gelowige dan ophou bid nie. Hy bid nog, maar hierdie verleidings wat nou so gereeld voor hom kom, noem hy nie in die gebed nie, want hy dink mos dat hy sterk genoeg is. Hy sal nie toegee aan die sonde nie. Hy dink dat hy weet wanneer hy moet omdraai, voordat hy te ver gaan. Ons almal weet dit is nie die waarheid nie. As 'n mens eers een keer toegegee het aan jou nuuskierigheid oor die verleiding, kan jy nie ophou toegee aan die verleiding nie. Die duiwel is 'n uitgeslaapte kaland. Hy sit net eers 'n bietjie aas neer vir jou sondige geaardheid. En as jy vir daardie bietjie aas ingegee het en sien dat jy niks oorgekom het nie, kan jy die groter aas vat dat hy 'n bietjie verder neersit. En elke keer word die mens se sondige begeertes bevredig. Daarom beveel die Here ons selfbeheers en nugter te wees. Die woord wat ons met selfbeheers vertaal, kan ook met verstandig vertaal word. Iemand wat verstandig is nie impulsief nie en word nie deur sy emosies heen en weer geslinger. Ons moet dus verstandig wees oor die tye
waarin ons lewe. Petrus praat aan die einde van alles wat naby is, van alles wat naby is. Daarmee bedoel hy inderdaad dat die einde van die wêreld naby is. Maar al is die einde van die wêreld nog 1000 jaar ver, is my en jou einde baie nader as 1000 jaar. Die duiwel weet sy tyd is min. Die dag dat Jesus Christus finaal met hom gaan afreken, is naby. Daarom sal hy op elke denkbare manier verleidings soos aas oor die sondige natuur van die gelowiges uitgooi. Hy probeer alles om die mense weer in die hande te kry, vir wie Jesus Christus aan die kruis gesterf het en wat die Heilige Gees weggehaal het uit die ryk van die duisternis uit. Daarom moet ons verstandig wees en nie te veel van onsself dink. Ons moet verstandig onthou dat ons swak sondaars is en wees nugter. Dit wil sê, wees op jou hoede. Hou jou gedagtes skoon en helder, sodat jy die verleidings van die wêreld kan herken. Waarvoor bid 'n mens dan? Natuurlik begin 'n mens by die bede wat die Here Jesus ons leer. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daarin herken ons eie swakheid en dat ons nie sterk genoeg is teen die verleidings nie. Ons bid om die krag van die Heilige Gees, sodat ons die verleidings kan weerstaan en oorwin. Op hierdie wyse gee die Heilige Gees ook aan ons die oorhand oor ons sondige natuur en stukkie vir stukkie maak ons die sondige natuur dood met gebed. Petrus kan medegelowiges nie sterk genoeg oproep om selfbeheers en nugter te wees sodat hulle kan bid nie. Hy weet wat gebeur as jy nie waak en bid nie. Jesus het daardie nag wat hy gevange geneem is, nog eers na die tuin van Getsemane gegaan om 'n laaste keer tot sy Vader te bid oor die pad wat na die kruis loop. Voordat hy gaan bid het hy vir Petrus en die ander disippels 3 maal aangesê om te waak en te bid. Maar hulle het nie. 3 maal na mekaar het Jesus vir Petrus en die ander disippels in slaap gekry. En toe die versoekings kom, het Petrus vir die een versoeking na die ander geval. Hy het Malchus se oor afgekap, die Malchus Jesus gevange kom neem het. Toe Jesus na die hoëpriester se huis geneem is, het Petrus ewe kort daar saam gegaan. Nie te naby nie, want die verleiding het al sterker in hom gegroei, sy eie lewe te beskerm, maar naby genoeg, dat hy nie daarvan beskuldig kan word, dat hy soos die ander disippels bang weggehardloop het nie. En daar, in die binnehof by die vuur, omskik Satans die sif, waarin Petrus is, met die hande van die mense rondom die vuur. Maar in hierdie stadium, het die verleidelike begeerte so houvas op Petrus gehad, dat hy nie meer selfbeheers en nugter was nie. 3 maal na mekaar het hy Jesus verloon, en die 3de keer het hy gevloek, gesweer, dat hy Jesus nie ken. Geliefdes, wanneer die Here vir ons sê, te waak en te bid, sodat ons nie in versoeking kom nie, is dit nie maar net goeie raad, wat hy ons gee nie. Dit is 'n bevel. Laat ons aanhoudend op grond van Christus se verdienste smeek om die behoud van ons geloof en vir die krag van die Gees. As ons dit nie doen nie, kan ons val en soms sal ons verseker val. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Nie omdat ons gebed so goed en mooi is nie,
maar omdat ons God so getrou en regverdig is. Amen. Dank saam. Here, as ons na u woord luister, dan besef ons maar net eenvoudig hoe gebrekkig geloof is en hoe ver ons tekort kom om by die wenstreep te kon aankom. En besef ons opnuut, o Koning, dat as u ons nie vat, en as ons nie saam met u in geloof wandel, voortdurend by u voete om sit en pleit nie, sal dit vir ons nooit beskore wees nie. Hoewel u belofte vir ons is, dat ons reeds oorwinnaars is. Here, ons kan maar net kom pleit dat die verantwoordelikheid wat daar op ons is, om u getrou te volg, u getrou te dien, dat u ons daartoe sal versterk. Ja, Here, dat u slap hande, swak arms, en ons hele gemoed wat soveel kere, soveel verkeerde dinge gefokus is, dat u dit sal verander, o Koning, dat ons opnuut in alle opregtheid voor u sal kom, dat ons sonde, dit wat ons doen, dit wat ons verkeerd doen, by die naam voor u sal kom bely. En Here, sal u ons asseblief daarop laat let, en ons daarvan bewus maak, dat daar sonde is van dinge wat ons nie doen nie, van versuim. Help ons om nie hierdie lewe, verantwoordelikhede te ignoreer nie, maar dat ons u in alle eerlikheid, en in alle opregtheid, en in totale onderworpenheid sal dien. Heer, dat ons sal besef, dat ons niks is nie, dat ons oor niks beskik nie, dat ons slegs deur u kan lewe. Dankie vir hierdie woord, Here. Baie dankie dat u ons opnuut waarsku, aandag daarop vestig, dat u op pad is. Help ons as kerk, o Koning, om medewerkers te wees aan die uitbreiding en koms van u koninkryk. Ons bid, Here, vir hierdie land waarin ons woon, 'n land met ongekende probleme, waar daar sak is wat u ontken, wat geen respek het vir u nie, en wat dink dat u selfs nie bestaan. Kan maar net vir hulle bid, Here, dat hulle oë sal oopgaan, dat hulle bereid sal wees om voor u te kom, en hulle verantwoordelikheid wat hulle teenoor u het, maar ook teenoor ander mense het, na te sal kom. Here, ons bid dat u kerk steeds in stand sal hou, en ons weet dat u dit sal doen, en maar net pleit dat ons altyd ook bereid sal wees om ons kruis op te neem, en u getrou te volg. Ons bid, Here, vir elke huisgesin, vir elke huwelik, dat u dit sal bewaar, dat u self daar teenwoordig sal wees, want dit is waar die hoekstene van ons samelewing is. Dat u goeie leiding vir ouers teenoor hulle kinders sal gee, dat kinders bereid sal wees om na dit
luister. Vra dat U ons in hierdie land sal seën, dat ons asseblief rustig kan woon en werk. Ons dankie plekke waar daar reeds reën geval het. Ons vra U, Koning, waar dit nodig is, en waar dit dringend nodig is, dat U vir ons heerlike uitkoms sal gee, omdat U kan, en omdat dit in U hande is. Voor U, Koning, bely ons sonde, oortredinge teenoor U. Pleit dat U ons sal help, dat ons teen ons sonde kan stry, ons sondige geaardheid, dat ons teen die bose sal veg, en dat ons in oorwinning sal lewe. Spreek hierdie dinge oor, Koning, deur die bloed van Jesus Christus. Amen. As slotgesang, sing ons Psalm 28, vers 6, 7 en 8.
die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly.